26 Junie. Ons kies die beste in die lewe. Egte skoonheid. En laat die lieflikheid van die Here, onse God, oor ons wees. Psalm 90, vers 17. Almal het maar 'n natuurlike neiging om sentimenteel liewers as prakties te wees. Om hierdie rede is dit belangrik dat ouers hulle kinders leer om waarheid, plig en selfverloning lief te hê en om so opreg onafhanklik te wees dat hulle reg sal kies, al kies die meerderheid ook verkeerd. As hulle 'n gesonde gestel en 'n vriendelike gemoedsbestemming bewaar, sal hulle ware skoonheid besit. Skoonheid wat hulle met goddelike bevalligheid kan dra. En hulle sal hulle nooit met iets kunsmatig hoef te versier nie, want dit spreek tog altyd net van gebrek aan inwendige skoonheid en opregte sedelike waarde. 'n Mooi karakter het waarde in die oë van God. Sulke skoonheid is aantreklik, maar nie misleidend nie. Sulke bekoring het vaste kleur wat nooit verbleik nie. Die suiwer geloof van Jesus vereis van sy navolgers die eenvoud van natuurlike skoonheid en die glans van natuurlike verfyning en verhewe reinheid liewer as wat kunsmatig en vals is. Daar is 'n versiersel wat nooit sal vergaan nie, wat in hierdie lewe die geluk van almal rondom ons sal bevorder en in die hiernamaals helder sal skyn. Dit is die versiering van 'n sagmoedige en nederige gees. Hoe min waarde het goud en parels of dierklere in vergelyking met die lieflikheid van Jesus. Natuurlike lieflikheid bestaan in eweredigheid. Dit wil sê die harmoniese verhouding van die dele, elk teenoor die ander. Maar geestelike lieflikheid bestaan uit die harmonie of ooreenkoms van ons siel met Jesus. Dit maak sy besitter kosbaarder as fyn goud, ja, die goud van Ofir. Die bevalligheid van Christus is waarlik 'n kosbare versiersel. Dit verhef en veredel sy besitter en weerkaats strale van heerlikheid op ander. Dit trek hulle ook aan na die bron van lig en seëninge.